Ek wil weer bietjie praat oor die pentatoniese toonleer. A mineur se pentatoniese toonleer. Lang naam, ek noem hom sommer penta. Die pentavorm wat op die 5de fret begin. Om jou vingers eers net op te sê, as jy nog nooit daarmee te doen gekry het nie, is eerste vinger, 4de vinger. Dit wil sê daar is 2 frets oop. Dan is dit eerste vinger, 3de vinger. Nou is daar net 1 fret oop tussenin. En hy herhaal. Hy herhaal. En nou weer eerste vinger, 4de vinger. 2 frets oop tussenin. En dan ek is al baie gevra hoekom moet mens hierdie patrone leer. Nou ek is tans besig met 'n studie op my eie wat net oor die patrone gaan. En as ek regtig moet vertel wat ek op al afgekom het, dan kan ons 'n video maak wat nooit gaan stop nie. Om hom op te breek in stukkies is om te kyk. Op die boonste snaar het jy net daai beweging. Tweede beweging is ons kyk weer, die boonste beweging was net 1 snaar. Da na 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 na. En hierso jou onderste 2 snare is weer 'n groepie wat by mekaar hoort. Nou wat doen mens met so 'n ding? Jy speel met hom oor en jy luister. Wat is naderhand vir jou mooi? Want vir 'n baie lang tyd gaan dit nie mooi wees nie. Om op die onderste 2 snare iets te doen, is om dit te doen dalk. Twee snare gelyk. Afsonderlik, maar nie in patroon nie. Jy moet vrye teels gee aan enige iets waaraan jy kan dink om jou vingers in 'n ander vorm naderhand te sit in 'n vormpie. Nou gaan jy na die middelsnare toe. Moenie aan mekaar speel nie. Laat die klank bietjie hang. Stilte tussen die note maak musiek, glo dit. En wat kan jy op die boonste bassnaar doen? Mens sal dink nie veel nie, maar kom ons kyk. Dis hoe jy stadig maar seker begin speel met 'n patroon. Moet hom nooit net speel om te oefen, so nie. Dis nie oefen nie. Dis nie speel nie. Dis om 'n resitasie of 'n gediggie op te sê oor en oor en oor en naderhand ken almal hom beide wanneer jy hom die 2de keer al of die 3de keer opgesê het. Jy moet speel met jou vingers.